Goeiemôre vriende, dit is vandag 26 Oktober, Sondag 2025. Mag julle sommer 'n lekker rusdag hê, vriende. 'n Dag wat soos ons sommer altyd vir mekaar sê, jy sommer so jou ore net so 'n bietjie laat hang, nee, dat jy net so 'n bietjie jou skoene uitskop. Daar waar jy sit, miskien nog 'n bietjie in die bed met 'n koffietjie in die hand, of waar jy sommer in die sitkamer sit, of waar jy 'n bietjie ry of wat ook al en jy luister na hierdie boodskap, mag julle sommer op 'n wonderlike manier net bewus wees van die Here se nabyheid. Miskien net so 1 of 2 of 3 dinge, vriende. Ons het lekker bazaar gehad gister by Sonnekus, regtig lekker gewees om soms so saam te kon wees. Dan die 27 November het ons 'n senior uitstappie waarna ons al ons seniors vat wat graag kan saamgaan of wat graag wil saamgaan. Gaan ons uit, ons was laas jaar by Klei Kafee gewees, waar ons 'n bietjie kleigoeders gemaak het en 'n bietjie saam geëet het. En dan die 30 November het ons Kerssangdiens, altyd 'n hoogtepunt ook vir ons in die jaar, vriende, waar ons lekker saam sing. En die 6de Desember het ons dan sommer net vir julle vir 'n notaatjie te maak, het ons 'n bietjie samesyn. Ons weet nog nie wat die vorm gaan neem nie, maar watch the space, né? En dan, vriende, miskien net ons is nog 'n dankbaarheidsmaand. Kom sê maar net altyd vir die Here nommer 1 baie dankie, en dan ook vir julle uit die aard van die saak, vriende. Ons het begroot R140,000 vir R100,000 gee ons vir die synodale aandeel, gee ons vir hulle, wat hulle dan op die ou ende gebruik om te huise, na te kyk, kinderhuise na te kyk, vriende, waar hulle absoluut enorme maatskaplike arm het, CMR wat onder Bedisa val, vriende, Bedisa wat 'n groot organisasie is. Ons is inderdaad die tweede grootste barmhartigheidsorganisasie in die land. Ek sê altyd vir julle, ons staan hier op die dakke van hierdie vriende, ons loop hier en skree dit uit, jy staan hier op die straat en skree dit uit, maar ons het 'n enorme impak in hierdie land, vriende, die maatskaplike arm ook van die NG Kerk. So dit gee ons met liefde vir ons synode, vriende, ons het ouens in bestuur daar, wat dit ordentlik bestuur. Julle weet self, as jy nie 'n ordentlike bestuur het, die val alles uit mekaar uit. Dit sien ons nou baie mooi uitspeel in ons land, né? Maar dit 'n goeie bestuur, hulle, die geld gaan waartoe dit moet gaan, en mense word inderdaad op 'n wonderlike manier gehelp. So dit is 'n dankbaarheidsmaand, vriende, en dis 'n boonbehalwe natuurlik ons dankoffer wat ons gee, dan nie, bo kan die 100,000, die 40,000 ons bybegroot, gaan maar vir ons gemeente en gemeenskap, as hulle op nood is, help ons hulle op 'n wonderlike manier, ook as gevolg van julle goedhartigheid. Ek is, soos ek maar altyd vir julle sê, vriende, ek hou altyd my hart vas, wat is maar 'n klompie van ons in die gemeente, vriende, en ek is altyd so bang, ons, soos die Engelse sê, ek overextend julle. Maar mag die Here julle uit julle se sokkies uitseën, vriende, vir julle oop harte en oop hande oor baie jare heen, wat nie maklike tye was nie, waar julle nog altyd oop harte gehad het. Ek wil julle regtig kom bevestig, net om te sê, julle het nog altyd vir my so 'n enorme voorbeeld gestel deur jare heen. Ek is so trots op julle, vriende, en dit kom regtig uit my hart uit in al die jare. En mag die Here ook julle in julle besighede, in julle ondernemings, daar waar julle werk, seën met gesondheid en met krag, en met visie wat julle moet vorentoe vat in die maatskappye, in die plekke waar julle ook al is, op die werke waar julle ook al is, mag die Here op 'n wonderlike manier ook daar by julle wees as gevolg van julle getrouheid. Dit is maar net my wens vir julle. Vriende, ek het sommer gedink, ek gaan sommer die dankoffer hanteer, as julle dit sal goed vind, so, dan kan ons klaarmaak op die ou ende, en dan kan ek net die seën uitspreek. So julle is welkom met Snapper Zapscan te werk, julle is ook welkom om 'n EFT te doen, liewe vriende, as NG Kerk Sonnekus, ons is by Absa, die generiese takkode, dit is 632005, en die rekeningnommer is 3270140547, en dit is 'n checkrekening. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil in die teenwoordigheid van die Here. Here God, baie dankie dat ons so as die kinders saam kan wees. Dankie vir die voorreg, Here, wat ons het om U te mag aanbid, 'n lewende God. Maar Here, ook nie net 'n lewende God, 'n barmhartige God, 'n liefdevolle God. 'n God wat in sy almag vir Jesus gestuur het. Ons is nou besig om amper in die adventstyd in te gaan, in die Kerstyd in te gaan, wat vir Jesus gestuur het om as 'n mens gebore te word, 'n mens, maar ook God.
Jesus wat as 'n God en mens gestalte op aarde was. Here God, baie dankie daarvoor. Dankie dat U op so 'n manier ook om vir U kom inlewe het in wie ons as mense is. Here, dit is vir ons verstande te klein, te groot, ons verstande is plat. Here, maar ons weet, by U is niks onmoontlik. U is 'n drie-enige God, wat die Vader, Seun en Gees, wat die hele heelal geskep het. Al die sterre en die planete, die son en die maan, Here, U is te groot vir ons begrip. Maar dankie vir die liefde. Dankie vir die omgee. Dankie vir die daar wees vir ons, Vader. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ek gaan inderdaad net 'n paar penstrepe met julle hanteer, want by ons gemeente is inderdaad, gaan ek nie preek nie. So ons is in die saal by mekaar, altyd 1 keer 'n jaar kom ons so as gemeente in die saal by mekaar, sit rondom tafeltjies, ons eet so ietsie saam, om iets te ervaar van, vriende, jy het nie betaal vir dit, wat jy kry dit verniet net. So die Here wat vir ons sy genade kom gee, God wat vir ons sy genade kom gee, dis verniet, ons betaal nie daarvoor, hy kom gee dit verniet, vrye guns alleen wat hy vir ons kom gee, né? En ons dankbaarheid uit ons harte uit reageer ons daarop, vriende, die Here dat ons disippels op die ou ende dan van hom is. Nee, so, dit is, ons kom lekker in die saal by mekaar, ek gaan die tekste wat ek daar gaan uitdeel, gaan ek sommer met julle hanteer van die tekste, julle 2, 3, 4 het ons al hanteer hier die afgelope 3 Sondae wat verby is, maar het gaan letterlik 'n paar penstrepe wees, en dan in die saal self gaan ek dan by die tafels rond om te hoor, waar het die mense God sien werk, en waarvoor is hulle dankbaar, dis basies waaruit ons diens in die gemeente bestaan. So ek gaan sommer, verlede so uit die paar gedeeltes uit met julle net, so 'n paar dingetjies deel, soos ek gesê het, letterlik 'n paar penstrepe trek, wat ons inderdaad in die prediking gedoen het die afgelope 3 Sondae. Nou die een vers, vriende, wat vir my op hierdie dankbaarheid Sondag uitstaan, is natuurlik waarmee ons begin het die reeks, toe ons die eerste Sondag in Oktober begin het, en dis 1 Tessalonisense 5 vers 18, waar Paulus kom sê, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Wees in alles dankbaar, sê Paulus. Nou vriende, die een ou wat nou vir jou vir my kom leer, en wanneer hy vir ons kom sê, jy moet in alles dankbaar, dis kan ons luister, want hy het in tronke gewees, hy het skibbereek gelei, liewe vriende, hy het swaar gekry, hy is geslaan, hy is opgespoeg, hy is, alles wat sleg is, het vir Paulus oorgekom, né? So wanneer Paulus vir jou vir my kom sê, hoor hierso, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle, kan ek en jy inderdaad dit aanneem. Vriende, ons kan ook weet, as ons luister na sy woorde, dan kom sê hy vir ons, en kom glo ek, God gebruik om met jou en my te praat, kom sê, weet jy, daar is nie 'n opsie vir jou nie, dis 'n opdrag wat hy kom gee, wees in alle omstandighede dankbaar. En liewe vriende, dis nie asof hy net sê wees, maar nie, hy gaan aan en kom sê hy, wat is die wil van God? Nou vriende, as ek en jy enigstens wil weet wat die wil van God is, dan weet ons dit nou. Die wil van God is dat ek en jy dankbaar is. Wat beteken dankbaarheid? Wanneer ek en jy dankbaar is ons vergenoeg. Wanneer ons dankbaar is, liewe vriende, is ons afhanklik van God. Dit is wanneer jy en ek vir die Here sê, dankie vir alles wat U vir my gegee het. Dankie dat U vir my lief is. Dankie dat U vir my omgee. Dankie vir my kinders, dankie vir my huis, dankie vir my motor, dankie vir my werk, dankie vir my man, dankie vir my vrou, dankie vir my vriende, dankie vir my kerk. Wanneer ek en jy dit sê, liewe vriende, kom buig ons eintlik voor die lewende God, né? Dit is wat dankbaarheid beteken. Jy kom buig voor die lewende God. Jy's in alle nederigheid kom buig jy en sê, o Vader, dankbaar, dankie vir wat U alles in my lewe gedoen het. Vriende, die oomblik wanneer ek en jy hierdie gesindheid het, hierdie gesindheid van dankbaarheid, kom sê Paulus, dit wil ek aan julle hê, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle, né? So moet nooit die woordjie dankbaarheid, wanneer ons daaroor met mekaar praat, dit enigstens geringskat nie. Die tweede een kom Paulus in Kolossense 3 vers 16, dan kom sê hy, en wat julle ook al sê of doen alles in die naam van die Jesus, terwyl julle God die Vader deur hom dank. Nee, so alles wat julle doen, sê, doen dit in die naam van die Here Jesus, terwyl julle God die Vader deur hom dank, nee. So, liewe vriende, wat ek en jy by die werk doen, hoe ons werk doen, hoe ons met ons vrou omgaan, hoe ons met ons man omgaan, hoe ons met ons kinders omgaan, hoe ons met ons ouers omgaan, vriende,
elke dingetjie daar, hoe ek en jy in die werksplek met etiek rondom het gaan, met moraliteit aangaan, liewe vriende, julle kan dit jouself gaan uitpak, hoe jy daarmee aangaan, liewe vriende, kom sê Paulus vir ons, wat jy ook al sê of doen dit alles in die naam van die Here Jesus, terwyl julle God die Vader deur dank. Net dat julle kom sê, dankie Here dat U vir ons hierdie voorbeeld kom stel het, dat ons in die voetspore kan volg, dat ons kruis inderdaad opneem en die volg, want Here, wat ons ook al sê of doen, ons wil alles doen in die naam van die Here, want dit wil ons uit dankbaarheid doen vir U, vir dit wat U alles vir ons gedoen het. Dit is wat Paulus dan inderdaad hier ook vir ons kom leer. Vriende, wanneer ons so deur wat ons sê en wat ons doen in die naam van die Jesus vir God dank, deur Christus, liewe vriende, kan ons nie anders as om dit te doen met sang nie, né? Psalm 100 sê dit so mooi, gaan sy poorte in met lof, sy voorhowe met dank, loof hom, prys sy naam. Vriende, ek en jy moet die Here loof en prys. Dis die een ding wat ons by ons charismatiese pelle kan leer. Vriende, ons moet leer om God regtig te loof en te prys. Jy moet nie rondkyk daar as mense sing nie. Ek en jy is daar in die kerk, daar in die gebou is die kerk van die Here, saam om wat te doen? Om hom te loof en te prys en te aanbid. Vriende, wanneer ek en jy dit doen, is ons gedagtes absoluut gefokus op die woorde wat ons doen. Ons liewe vriende, die Heilige Gees kom raak ons siele en ons harte aan. Ek wil jy kan maak net wat jy wil, dis wat sang doen. Sang, liewe vriende, stel ons in, sit ons op 'n ander plek. Ek dink ons het baie keer in die verlede gepraat oor sang as 'n tegniese verandering. Vriende, vergeet daarvan, dit is 'n essensieel, dis deel van die erediens, dis 'n essensiële deel van die erediens, waar mense op 'n ongelooflike manier bewus raak van God, en dan wanneer hulle so bewus raak van God, wanneer hulle hom loof en wanneer hulle hom aanbid, liewe vriende, kan hulle nie anders, liewe vriende, as om dankbaar te wees nie. Kan hulle nie anders as om hulle harte net oop te maak en sê, Here, ek wil U loof en U prys vir alles wat U vir my kom doen. Die vriende, musiek, sang is crucial in ons eredienste. Dis daar een plek is waar ons maar geld voor kan gee, as ek dit nou sommer so robuust kan stel, is dit die een ding, liewe vriende, om by ons sang te investeer. Want as wanneer jy daar investeer, is jy besig om te investeer, om mense te help, om God te loof en te aanbid, om te help, liewe vriende, mense, om mense in amper half van die teenwoordigheid van God te stel, nie omdat God nie teenwoordig is wanneer jy alleen is, maar dit is tog op 'n ander manier, wat ek en jy bewus raak van God, wanneer ons die Here so loof en aanbid. Psalm 107 vers 1, loof die Here want hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. Efesiërs 5:19-20, sing psalms en lofgesange en geestelike liedere, sing en maak melodie in julle harte tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van die Here Jesus Christus. Vriende, deur lof, deur aanbidding, deur musiek, deur sang, liewe vriende, wat doen ons aanbid God, ons gee onsself oor aan God. Terwyl julle luister daarna, sit vir julle musiek aan, vriende, waar julle God loof en prys en aanbid. Dis die een ding, vriende, in ons kerke, in ons gereformeerde kerke, waar ons eintlik baie sleg is. In ons kerk gaan dit al regtig baie beter, in ons gemeente regtig. Maar vriende, ons is sleg in hierdie goed in die gereformeerde tradisie. As 'n klomp kerke wat great is, maar ander kerke in ons tradisie, liewe vriende, is nog net een song, dit gaan net oor die prediking. Natuurlik is die woordverkondiging absoluut belangrik. Absoluut belangrik. Maar vriende, so is die musiek en die sang nie minder belangrik. Dis net so belangrik. Dis essensieel. Ek voel regtig ongelooflik sterk daarin, vriende, want jy help mense om God te ervaar en hulle oop te breek vir die woordverkondiging wat daarna te kom. Ek verstaan nie die goed, die vriende, my kop is te plat. Ek weet net, dis absoluut soos dit werk. Ek het dit in die jare heen met 'n klomp mense getoets, met 'n klomp kerkleiers op verskeidenheid van vlakke gepraat, en ek kan vir julle vandag onomwonderlik op sê dat musiek, sang, liewe vriende, wat ons in die gemeente as gemeente doen, 'n enorme rol in mense se spiritualiteit speel, in hulle lewe speel. Ons moet dit nooit onderskat nie. En dan kom sê, we gaan nou Paulus aan Filippense 4, en sê hy, so kom praat hy met die mense in Filippi, liewe vriende, kom sê hy, hoor hierso, wees oor niks besorg nie. Maar maak julle begeertes deur gebed, smeking en danksegging aan God bekend. Wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan na die Here toe, gaan sê vir die Here, ek kom maak hierdie begeerte van die bekend, maar kom sê al reeds vir die Here dankie. Dankie Here, wat dit ook al is wat op my pad is, ek kom gee myself aan die oor.
Dankie my Vader, laat U wil geskied in my lewe, wat dit ook al is. Liewe vriende, wanneer ek en jy met dankbaarheid vir God ons hart gaan uitstort, kom sê ek en jy soos ek vir julle net gesê het, kom bely jy eintlik jou diepe afhanklikheid van God. En dan kom sê Paulus vir ons, weet jy julle, moet oor niks besorg wees nie. Maar maak julle begeertes van God bekend en die vrede wat alle menslike verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Vriende, wanneer ons God vertrou, wanneer ons Christus en die Heilige Gees vertrou, kom begelei hy vir ons en gee hy vir ons 'n innerlike vrede wat ek en jy nie vir ander mense kan verklaar nie, liewe vriende. Wat net van God afkom, wat God in jou bewerkstellig het. Want dit kom ook vanuit 'n dankbare hart, deur gebed en smeking en danksegging, wanneer jy net eenvoudig kom sê, Here, wat ook al, ek kom sê vir die dankie, wat ook al met my gebeur, ek kom gee my oor, ek kom gee dit, ek kom gee alles in die hande. En vriende, as ek miskien 'n laaste ietsie sou kan sê, dan gaan dit wees Kolossense 2 vers 6 en 7, waar Paulus net weer kom sê, aangesien julle Christus Jesus as Here aangeneem het. Ons het hom tog aangeneem as sy kinders. Ons het Jesus gesê, Here, hier is my lewe. En wanneer ons nog kindertjies was, babatjies was, het God kom verantwoordelikheid aanvaar in die doopal en vir gelowige ouers of vir daai kleintjie kom sê, jy's myne. Maar daar kom 'n stadium in ons lewe wanneer ons moet antwoord op dit wat God klaar aan ons gedoen het. Dis wat 'n verbond kom, dis 'n ooreenkoms. Ek wil vir jou 'n God wees en jy sal vir my 'n volk wees. Wanneer ek en jy by die Here kom en sê, Here, dit wat U klaar aan my gedoen het, ek wil net vir U kom sê, Here, hier is my lewe. Hier, ek wil myself aan U absoluut oorgee. Ek weet U het klaar vir my kom sê ek is U eiendom. Maar ek wil net vir kom sê, Here, ek wil net kom sê baie dankie wat U klaar gedoen het, né? So aangesien julle Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in hom leef, in hom gewortel en opgebou word, vas in die geloof soos julle geleer is, oorvloedig wees in dankbaarheid. Oorvloedig wees in dankbaarheid. Aangesien julle Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in hom leef. Liewe vriende, wanneer ek en jy kind is van die Here, agter ons wiele val almal of ons weet dit, vriende, maar ek en jy kan nooit ophou om te streef nie. Ek en jy moet altyd ten bloede toe weerstand teen die Satan en sy magte, vriende. Ons stryd is nie teen mense, maar nie iemand in die bose gees in die lig kom, herinner Paulus vir ons telke male aan. Daarom, liewe vriende, as ons die Here aangeneem word, moet ons in hom leef. Ons moet in hom leef, ons moet in hom gewortel en opgebou word, liewe vriende. Ek en jy moet, en dis waar jou geloofsvormende gewoontes inkom. Gebed, om te wandel in die woord, om te mediteer, om te reflekteer, om sekere tekste te memoriseer, liewe vriende, om 'n journal te hou, om te vas, wat ook al, as 'n klomp geloofsvormende gewoontes, wat maak, liewe vriende, dat ek en jy inderdaad in Christus lewe. In hom gewortel en in hom opgebou word, raak ek en jy inderdaad soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, Psalm 1, wat op die regte tyd sy blare gee, waarvan die blare nie verwelk nie, en wat op die regte tyd sy vrugte gee. Dis 'n regverdige, kom sê Psalm 1 vir ons. Vriende, wanneer ek en jy Christus aangeneem het, en wanneer ek en jy in hom leef, en in hom gewortel en gegrondves word, liewe vriende, dan raak ek en jy ander mense, en is ons inderdaad oorvloedig dankbaar vir wat hy gedoen het. Vriende, mag ek en jy nooit ons dankbaarheid verloor teenoor God nie. Maar terwyl julle daar sit en miskien luister na hierdie gedeelte, gaan vra 'n bietjie vir julleself af, waarvoor kan ek dankbaar wees? Waarvoor is ek hierdie jaar dankbaar? En deel dit 'n bietjie met julle mekaar. As jy alleen is, vat 'n papier as jy kan, of jou selfoon deesdae, ek moet so lekker dit gedoen. Skryf op, en terwyl jy dit opskryf, sê dankie Here, dankie Here, dankie Here, dankie Here. Dankie Here, dankie Here, dankie Here, dankie Here. Mag jy, vriende, inderdaad net hierdie lewende God in Christus deur sy Gees op 'n wonderlike manier in jou lewe belewe. Amen. Vriende, ek wil graag die seën oor julle uitspreek. Nou mag julle inderdaad hierdie goddelike God van liefde, mag julle hom ervaar in julle lewe, en mag julle vir Jesus, God se genade wat hy kom uitstort het in Christus, sodat ek en jy nie, liewe vriende,
na die hel toe sal gaan nie. Kom ons sê dit was sommer reguit vir mekaar, maar dat ons die ewige lewe sal hê omdat Jesus vir ons kom sterf het, God self in 'n mens gestalte, sodat wanneer ons in hom glo, ons die ewige lewe het, liewe vriende. God se liefde wat hy kom uitstort het oor jou en my, en God se liefde wat hy kom gee deur sy gees vir ons te kom gee, wat in hierdie tussentyd by jou en my is en bly. Ontvang die seën van die drie enige God en gaan in vrede. Amen.